Goeiemôre almal, so lekker om saam met julle te wees. Ons praat oor die Jesus wat by die blinde man gekom het en hom genees het. Maar eers het die disippels gevra, hoekom het hy die siekte? Is dit as gevolg van sy sonde en sy ouers sonde? So ek lees dit vir ons uit Johannes 9 vers 1 tot 3. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. So die werke van God, die Here wil 'n wonderwerk doen, hy wil dinge doen, maar ons is baie keer so besig met, maar jy het hierdie sonde, hierdie ding, en die disippels is so gefokus op, wat het fout gegaan? Maar Jesus sê, nee, niks het fout gegaan nie. Ek is hier, want ek het kompassie vir die persoon, ek wil hom graag aanraak en genees, want hy hoef nie met hierdie siekte te sit nie, en ek is die groot geneesheer. En hy het hom aangeraak, en weet wat gebeur het, hy het toe die modder gemaak, gespoeg in die grond, die modder gemaak, op die ou se oë gesit, vir hom gesê, gaan was jouself. En toe hom gaan was, toe sy genees. Daar is so baie geraas na die tyd gewees, want toe sit die vriende van hom en sê, maar, is jy regtig die ou wat blind was? En toe sit die fariseërs en sadduseërs wat 3 keer vir hom, of 2 of 3 keer vir hom vra, hoor jy, is jy regtig genees? Later aan sy ouers ingeroep en gesê, was jy nou regtig blind? En hierdie ou sê, al wat ek weet is, hier het 'n man na my toe gekom, hy het vir my gesê, of hy het in die grond gespoeg, hy het modder gemaak, op my oë gesit, hy het vir my gesê, gaan was myself, ek het dit gedoen, en ek is nou genees. Niks anders maak saak nie. Ek is genees, want ek was gister, of die hele lewe voor dit, was ek nie genees, ek was blind. Ek het hierdie Jesus nie eens gesien nie, maar toe hy voor my staan, en hy doen dit, en ek is gehoorsaam, toe word ek genees. En ons weet toe die fariseërs het hom toe uit die sinagoge uit gewerp, uit die kerk uit gegooi, en Jesus hoor toe daarvan, en hy gaan soek hom, en hy sê vir hom, weet jy wie het jou genees? Hy sê, nee, sê vir my wie het my genees, sodat ek hom kan aanbid. En Jesus sê, dis ek wat hier voor jou staan, en hy het Jesus aanbid, en hy het die Here Jesus geloof. Dis die eerste keer dat hy Jesus werklik toe nou sien na sy genesing. Jesus wil 'n wonderwerk in jou lewe doen. Jy moet net gehoorsaam wees, laat al die geraas in jou lewe stil raak. Kry jou fokus op Jesus, soek Jesus in jou lewe, soek Jesus in jou omstandighede, en dan maak al die geraas stil, en fokus op Jesus. Kom in 'n verhouding, bou jou verhouding met die Here, groei in die Here Jesus, lees die woord, bid en bou in jou verhouding met die Here, want hy wil so naby aan ons wees. Hy is in feite in ons, maar hy wil hy verhouding so goed naby aan mekaar hê. Fokus op die Here Jesus. En maak al die ander geraas stil, want weet, in jou wil die Here iets doen wat 'n wonderwerk is, en dat die Vader verheerlik kan word. Daar's so baie dinge in jou lewe wat die Here wil aanraak en doen, sodat ons Hemelse Vader verheerlik kan word, want dit is oor hom en nie oor onsself nie. Fokus op dit vandag, laat ons oop Jesus sit, soek die wonderwerk in jou lewe, en soek 'n verhouding met die Here Jesus. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir vandag. Dankie Vader dat ons weet dat Jesus het vir ons die deur oopgemaak na U toe, Hemelse Vader. Maar laat ons Jesus sal soek in alles in ons lewe, sodat U, Hemelse Vader, verheerlik kan word deur elke ding wat in ons lewens gebeur. Want daar is altyd wonderwerke besig om te gebeur, maar ons sien dit nie altyd raak nie. Maar Here, raak ons vandag aan, laat ons U begin soek met alles in ons, en dat ons nie net na die geraas van die wêreld sal luister nie, maar dat ons dit sal stil maak, en sal bestraf en sal afsny, en ons fokus op U vandag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen, mag jy 'n wonderlike dag hê.